Aan elkeen wat inskakel by vandag se opname, vir elkeen van julle wil ons dan ook baie welkom sê, en ons glo en ons bid en ons vertrou, dat dit vir elkeen van julle net so insiggewend en 'n geseënde geleentheid sal wees, soos wat ek dit toebid vir elkeen van u hier in die banke. Kom ons sit net so daar waar ons is, en raak ons stil. Almagtige Hemelse Vader, hoe wonderlik die wete, dat die dag en nag oor ons waak. Dat daar nie 'n enkele oomblik verbygaan, selfs nie eens 'n splitsekonde, wat ons nie veilig bewaar word in u liefdevolle hande nie. Baie maal dat die wêreld en die gebeure daar buite ons laat wil begin twyfel en vra, maar waar is die Here? Is die Here nog met ons? Maar dan het ons die voorreg om liedere en skrifgedeeltes soos vanoggend te kan hoor en saam te kan sing, wat dit net weer eens herbevestig, u is 'n God wat teenwoordig is. 'n inblywende God in elkeen van ons se harte, siel en verstand. En juist daarom is ons vanuit dankbaarheid hier vanoggend om saam stil te kom raak rondom die woord, saam te luister na die boodskap, saam die teks oop te breek en die diepere hermeneutiese boodskap wat hy vir ons wil bring, te kan kom hoor, vasknoop aan ons hart, saam met ons te dra, gedurende al ons doen en late daar buite. Seën ons by mekaar wees asseblief in besonder by hulle wat vandag nie hier kan wees nie, wat die rede, wat ook al die omstandighede mag wees. En ons bid ook, Here, dat U vir elkeen sal troos en bemoedig wat op hierdie stadium deur 'n moeilike tyd gaan. En ook hulle wat inskakel by die opname, dat hulle ook in besonder U teenwoordigheid sal ervaar. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Ons is besig met 'n reeks getiteld Wonders by Water, vir die van u wat nie inskakel hier by ons. Mens sien hierdie lyn dwars deur die verloop van die Bybel, hoe daar op gereelde basis wonderwerke geskied het, of op, of met, of by water. En nou, terwyl ons in die tyd van Epifanie verkeer, en spesifiek fokus op die aardse bediening van die Here Jesus Christus, het ek dit goed gedink om so oor 'n paar weke na spesifieke gebeure te kyk, juis waar daar sulke wonders in of op of met of by water dan plaasgevind het. 2 weke terug het ons gekyk na die bruilof in Kana, laasweek het ons gekyk na die groot vangs, en vanoggend staan ons stil by Johannes 5, die eerste 17 verse wat handel oor die genesing op die Sabbatdag by Bethesda. Die wat die Bybel sê het, is welkom om daar oop te maak. Ek gaan vir ons saam lees vanaf vers 1. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, "Wil jy gesond word?" Die sieke het hom geantwoord, "Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in." Jesus sê toe vir hom, "Staan op, tel jou goed op en loop." Vers 9, oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, "Dit is 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie." Maar hy antwoord hulle,
Die man wat my gesond gemaak het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra hom toe, wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop? Die man wat gesond geword het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op die Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Net tot sover ons teksgedeelte dan vanoggend. Nou vriende, ter inleiding wil ek noem dat ek tydens vanoggend se boodskap geensins gaan fokus op die konfrontasie gebeure tussen die geneesde man en die Jode en tussen Jesus en die Jode na afloop van die wonderwerk gebeurtenis wat hier by die bad plaasgevind het. Vanoggend gaan ek alleenlik net fokus op die wonderwerk gebeurtenis self en daarmee saam dan ook die vraag vra, maar wat is die toepaslike doel of boodskap wat hierdie gedeelte aan ons wil probeer deurgee? Nou net ter inleiding, lees ons gedeelte begin met Jesus wat in Jerusalem aankom vir 'n fees, en dan lees ons, gaan hy nie terloops nie, en is nie bloot maar net toevallig nie, ons lees dat hy gaan lê doelbewus 'n besoek af by die Bethesda bad, wat geleë was net binne die skaappoort van die stad. Nou in daardie tyd, vriende, was dit die algemene gebruik gewees om na so 'n munisipale bad toe te gaan en jou daar te was en daar te bad, omdat huise in daardie tyd nie wasbakke of baddens in die huis gehad het nie. So jy het 'n paar van hierdie munisipale baddens, as 'n mens dit so kan stel, gehad wat op verskillende plekke binne die stad voorgekom het, en jy het maar na een van hierdie baddens toe gegaan om jouself te bad of te was. Nou, hier's 'n paar interessante dinge in hierdie gedeelte, en die eerste een is, as jy kyk in die Bybel, die 83 vertaling het nie 'n vers 4 nie. Die 33 vertaling het 'n vers 4, maar die 83 spring van vers 3 na vers 4. En in hierdie vers 4 word daar vir ons gesê, in die ouer vertaling, dat as dit kom by die bad van Bethesda, was daar 'n bonatuurlike mitologie aan hierdie spesifieke bad toegeskryf. Die mitologie het beweer dat 'n engel van die Here op 'n herhalende basis die water van hierdie bad kom roer het, en op so 'n wyse genesende kragte aan hierdie waters toevertrou het. En dan het die mitologie ook verder beweer dat die eerste wat daarna in hierdie water sou ingaan, nadat dit deur die engel geroer is, sou dan van enige en alle kwale of sieke of gebreke gesond gemaak word. Dit word nie in die 83 vertaling vir ons gesê nie. Ek het spesifiek weer vanoggend gaan kyk. Daar's 'n klein lettertjie en dan staan dit onder bygevoeg in 'n voetnota, maar dit staan nie in die teks nie. Die 33 sê dit vir ons wel, vorm 'n deel van die teks. En dit is waarom as 'n mens verse 2 en 3 lees, hoor ons en sien ons die beeld dat dit aan ons beskryf word dat rondom hierdie bad was daar 5 pilaargange gewees. En in hierdie gange het daar verskriklik baie mense verkeer. Mense met allerlei gestremdhede, allerlei kwale. Almal het daar gesit en gelê en gehang en gewag vir hulle beurt om by hierdie bad dan uit te kom. As ons dit kan oorplaas in 'n meer moderne beeld, kan ons onsself byvoorbeeld die beeld van 'n wagkamer insien, waar almal sit en wag om die dokter te sien, sodat hy hulle kan behandel vir hulle kwale. Of dalk 'n kliniek waar almal in 'n ry aanmeld om gehelp te word met dit wat hulle op hierdie stadium deur moet gaan wat swaar is, medies gewys.
Nou ons lees, Jesus het stil deur al hierdie mense wat daar gesit en gelê het beweeg. Hy het tot stilstand gekom by 'n verlamde man wat al vir 38 jaar siek was. Hy het hom genees en hy het onmiddellik daarna weer stil tussen hierdie mense verdwyn. Selfs die man wat genees is, het nie geweet wie dit was wat sopas hierdie groot daad aan hom bewys het. Nou dit sou goed wees om vir 'n oomblik net hier te stop vir 'n oomblik en net 'n paar vrae wat by 'n mens opduik wanneer jy hierdie gedeelte lees te hanteer. En ons moet eerlik wees dat baie van die vrae wat ons vra oor hierdie spesifieke gedeelte, moet ons op die ou ende in alle eerlikheid antwoord met 'n ek weet nie. Ons weet nie. Daar word nie vir ons antwoorde gegee nie. Die eerste vraag wat byvoorbeeld by my opgekom het tydens my voorbereiding, was die vraag, hoe gereeld het die engel gekom om hierdie water te roer? Dit word nie vir ons gesê nie. Ons weet nie. Was dit daagliks, weekliks, maandeliks, die aanbreek van elke seisoen? Dit word nie vir ons gesê nie. Daarmee saam het ek by myself gesit en dink, hier's nou 'n klomp mense wat hier in afwagting verkeer om by hierdie bad uit te kom. Hoe vinnig het hierdie proses verloop? Hoe lank het hierdie mense in hierdie rye wat gevorm het verkeer? Wel, ons weet dit ook nie. Dit loop natuurlik nou maar hand aan hand met hoe gereeld die water geroer is en of net een persoon op 'n slag kon inklim en of meer as een persoon op 'n slag in die bad kon inklim na die roerproses plaasgevind het. Ons weet nie. 'n derde vraag wat by my opgekom het, was die hele gedagte van hoe lank lê hierdie man al daar by die bad? Nou baie keer, ek weet nie of julle dit al agterkom het, baie keer antwoord mense hierdie vraag baie vinnig en sê 38 jaar. Nee. Die skrif sê hy is al vir 38 jaar siek, maar dit beteken nie noodwendig dat hy al vir 38 jaar daar langs die bad lê en wag om in die water te kom nie. Dit kan baie korter wees. Maar toe begin ek my gedagtes laat gaan. Kom ons sê dat soos die mense daar aangemeld het, die siekes, die krepeles, die blindes, die gestremdes, kom ons sê hulle het in rye gevorm. En dit het gewerk soos die Engelsman sal sê, first come, first serve basis. Dan beteken dit dat hierdie verlamde man het ergens in sy verlede daar opgedaag en soos van die tyd nou maar verloop het hy homself vorentoe gewerk in die ry, mense het hom vorentoe gehelp totdat hy uiteindelik voorgekom het. En dan voor ons die hartseer. Julle kan nou vir julleself dink. Hy hoor aanvanklik ergens waar hy ook al gewoon het die nuus, dis 'n bad wat jou moontlik kan genees. Hy raak opgewonde, hy het vriende wat bereid is om hom soontoe te vat, daar neer te lê. Elke keer as die mense vorentoe skuif, gaan hy ook 'n bietjie vorentoe. Elke keer is daar nuwe hoop, nuwe optimisme. My genesing kom nader, die water kom nader, die bad kom nader. En later aan bevind hy homself in hierdie posisie, hy's heel voor. Die bad is hier. Hy kan in die water amper raak. Maar dan lees ons gebeur die hartseer. Elke keer wanneer die water geroer word en dit nou sy beurt is om in te gaan, lees ons so iemand net verby hom kom. Ons lees van selfsugtigheid. Ons lees van 'n oomblik waar die mensdom, die siekes daar, net aan hulle self gedink het. Niemand staan op en sê, hoorie julle, dis nou hierdie man se beurt, kom ons help hom nie. Nee, ons lees hulle gaan verby hom. Nou mens kan net dink wat se mismoedigheid moes dit in hom geskep het. Hy het al die moeite gedoen om van voor deur die proses te werk tot voor, nou sy voor en nou kry hy ook nie sy kans nie. Dit moes werklik vir hom 'n verskriklike swaar tydperk gewees het. So hoe lank hy al daar lê? Ons weet nie. Maar as 'n mens na sy woorde luister van Here, ek het niemand wat my in die water kan sit nie, dui dit vir ons dit moes al 'n tydperk wees, want hy het homself hy het al van agteraf deur die proses gegaan tot voor by die rand en nou kan hy nie verder nie.
Nou op daardie punt, vriende, kom ons delf nou dieper in hierdie teks in. En ons vra vir mekaar, wat is die hermeneutiese doel van hierdie gedeelte? Met ander woorde, wat probeer Johannes vir ons deur middel van hierdie teksgedeelte leer? Wat probeer hy vir ons deurgee? En ek dink ons kan dit opsom aan die hand van 4 punte. Eerstens, as ek so dink hierdie gedeelte lees en hierdie teks bestudeer, ons wandel so deur dit woord vir woord, is dit vir my baie duidelik dat een van die eerste dinge wat Johannes wil hê ons moet sien in hierdie gedeelte, is dat Jesus alwetend is. As dit kom by kennis, weet God en Jesus alles. Ons lees in vers 6, Jesus het hom sien lê en hy het geweet dat hy al baie lank siek was. Met ander woorde, vriende, Jesus het van hierdie man se omstandighede geweet, sonder dat enige iemand vir hom enige iets ooit gesê het oor hierdie man. Die 38 jaar lange stryd wat hy gehad het, van verlam wees en nie kan loop nie, die destydse bring van hom na hierdie bad toe, elke oomblik wat hy vorentoe geskuif word nader aan die bad of self hom moet sukkel om nader te kom aan die rand van hierdie bad, die bietjie hoop wat hy elke keer ervaar het, die teleurstelling om nou voor te wees en nie in die water te kom nie, dit alles was aan die Here baie goed bekend gewees. Jesus het hierdie man se hart en sy lewensomstandighede tot in die diepste van sy wese geweet. En daai, vriende, is alleen so 'n pragtige boodskap wat ons kan deurtrek na vandag toe. Want net soos wat die Here alles van daardie persoon geweet het, sonder dit vir hom gesê het, so ken die Here elkeen van ons tot in die diepste van ons wesens. Psalm 139 sê dit so mooi, of ek sit en of ek opstaan, u weet dit, u ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit, u is al met al my paaie goed bekend, daar's nog nie 'n woord op my tong nie, Here, of u weet wat dit gaan wees. Wie van julle moes al voor 'n dokter of 'n psigiater of 'n sielkundige gaan sit, of dalk net voor 'n vriend en vriendin, en die omstandighede waarin jy vasgevang is met hulle probeer deel? Jy probeer beelde skets en die persoon wat na jou luister probeer homself met jou situasie en met jou uitdaging vereenselwig. Hulle probeer dit in hulle verbeelding sien, vriende. Maar 'n mens kan nooit waarlik besef waartoe jy gaan en waar jy jouself in bevind nie. Maar hier kom die troos, besef ons in watse bevoorregte posisie verkeer ons as dit kom by die feit dat die Here alles van ons weet. Ons hoef nie voor hom te gaan sit en alles te probeer skets teenoor hom, sodat hy kan probeer verstaan waartoe ons gaan nie. Hy weet dit al reeds. Selfs daardie gedagtes of daardie dinge wat ons nie kan in omsit in woorde nie, daarvan is die Here ook al reeds bewus. En daarom is daar niemand beters na wie toe ons kan draai in die tyd van swaar en seer en ons harte kan gaan neerlê nie, want ons niemand wat ons beter ken, wat ons omstandighede beter verstaan as die Here Jesus Christus. Dis die eerste belangrike punt wat ek glo Johannes deur middel van hierdie gedeelte by my en jou wil tuisbring. Die Here weet alles, ook van jou. Niks vir hom is verduister nie. Niks van hom is 'n leemte of nie wetend nie. Hy weet alles van jou. 'n Tweede belangrike punt wat ek dink hierdie teks vir ons wil kom deurgee, handel oor die feit dat Jesus waarlik medelee betoon. Ons lees dat in hierdie gedeelte dat op dieselfde wyse soos wat Jesus na Samaria toe gegaan het om met die vrou by die put in ontmoeting te tree en op dieselfde wyse soos wat hy die regeringsamptenaar tegemoet gegaan het wie se seun by die huis baie siek gelê het, op daardie selfde wyse benader Jesus hier doelbewus, nie toevallig nie, doelbewus die verlamde man wat daar by die bad lê. En as 'n mens dit so daarna kyk, kan 'n mens saamstem waarom 'n teoloog soos John Piper dit so mooi
uitbeeld wanneer hy sê, Jesus moves towards need, not comfort. Toward broken-hearted sinners, not for self-righteous. En wanneer mens dit insien, dan besef 'n mens hoe groot is God se medelee vir die mens. 'n volgende interessante ding wat hierdie medelee van Jesus nog mooier uitbeeld, veral in hierdie gedeelte. Ek weet nie of jy dit agtergekom het nie, maar die verlamde man het nooit Jesus se vraag met 'n ja antwoord geantwoord nie. Jesus het vir hom gevra in vers 7, wil jy gesond word? En dan lees ons in vers 8, hoe hierdie man reageer en te sê, niemand wil my in die water sit nie, en elke keer spring iemand my voor. Nêrens antwoord hy met 'n ja, ek wil gesond word nie. En Jesus lees ons, vra ek nie enige verdere vrae nie. Nadat hierdie man sy ellendige omstandighede aan die Here beskryf het, lees ons het Jesus net bloot vir hom gesê, staan op, vat jou goed en loop. Nou hoe gebeur baie van die ander genesings wat ons in die evangelies raak lees? Jesus sal hierdie einste vraag vra, wil jy genees word? Dan sou die mense antwoord en sê, ek wil Here, ja, en ek weet u kan dit doen. Dan het hy hulle gesond gemaak, en wat het hy vir hulle gesê? Jou geloof het jou gered. En hierdie gebeurtenis gebeur dit nie. Hierdie persoon het hom nie geantwoord en gesê, ja Here, ek wil gesond word en ek weet u kan dit doen nie. Maar ons lees, die Here het nog steeds ingetree en hy het die persoon gesond gemaak. Al het hierdie persoon nie ja geantwoord nie, op sy vraag nie. En dit wys vir ons, Jesus se medelee wat hy betoon het, die omgee wat hy gehad het vir mense. John Piper skryf, so it looks like this healing is not a response to anything religious or faithful about the man. It looks like Jesus healed him simply because his situation was so miserable for so long. In other words, it looks like it came from Jesus' compassion and not the man's faith or righteousness. Want hierdie man het nie soos ander mense in die Bybel gesê, ja Here, ek wil gesond word en ek weet u kan dit doen nie. John Piper gaan verder en sê hy, I counted at least 9 times in the Gospels where it says Jesus was moved with compassion or pity. So not only does Jesus know you perfectly, but he is easily moved by the misery you feel. His therapies are not always what we want, but that's not owning to his heartlessness. God is not heartless. He is compassionate to us in our misery. He is a sympathetic high priest for those who will trust in him. En die hermeneutiese boodskap wat ons kan deurtrek na 2026 toe, is dat net soos wat die Here medelee betoon het teenoor hierdie verlamde persoon, net so betoon hy medelee teenoor elkeen van ons. Net so gee hy bitter baie om vir elkeen van ons wat hier sit. Maak nie saak hoe minderwaardig jy dalk oor jouself voel of hoeveel foute jy in jou lewe gemaak het nie. Die Here het jou nog steeds eindeloos lief en saam met die feit dat hy alles van jou weet, gee hy eindeloos vir jou om. Dit is waarom hy aan die begin die proses geïnisieer het en 'n verbond met die mens kom aanknoop het. Dit is hoekom hy sy seun in hierdie wêreld toe gestuur het om aan die kruis vir my en jou te sterf. En dis hoekom hy die Heilige Gees uitgestort het om daagliks by ons te wees. Hy is nie net 'n verafgeleë, onbetrokke, yskoue, kliniese God nie. Hy's 'n teenwoordige, warm, omgeende, liefdevolle hemelse Vader wat konstant in, by en met jou wil wees en wat werklik vir jou omgee waardeur jy gaan. Ek dink dis die tweede belangrike punt wat Johannes by ons deur middel van hierdie teks wil tuisbring. Nommer 3 handel oor Jesus se almagtigheid. Ons lees in vers 8 en 9, Jesus sê toe vir hom, nadat hy nou sy situasie verduidelik het, hy sê Jesus vir hom, staan op, tel jou goed op
en loop. En wat sê die teks? Hoor wat sê die teks? Die teks sê, oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Met ander woorde, hierdie woord oombliklik in Engels at once, dui op die almagtige en die onmiddellike mag, krag, gesag, soewereiniteit wat Jesus besit het. Vriende, wanneer Jesus praat, wanneer Jesus die opdrag gee, gehoorsaam selfs siek en dooie wesel of spiere of bene hom in 'n oogwink. As hy praat, gehoorsaam die hele skepping in geheel die Here in 'n oogwink. Johannes probeer die einste punt ook vir ons vroeër in hoofstuk 4 beklemtoon, wanneer dit handel oor die presiese oomblik wanneer die regeringsamptenaar se kind gesond geword het, né? Ons lees dat die man het mos na Jesus toe gegaan, hy het sy kind by die huis gelos, toe hy by Jesus kom en die saak vir Jesus stel, toe sê Jesus vir hom, jy kan maar huis toe gaan, jou kind is gesond. Toe begin hy terugstap huis toe en langs die pad, toe kry hy mos van sy werksmense wat hom tegemoet kom en wil hom vertel wat by die huis gebeur het. En dan vers 52, hoofstuk 4. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het en hulle antwoord hom, gistermiddag 1:00 het die koors hom verlaat. Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun lewe. Wanneer Jesus praat, wanneer hy die opdrag gee, gehoorsaam die skepping hom. Dink aan Lazarus, nog 'n pragtige voorbeeld. Lazarus was dood. Ons lees sy liggaam het al begin ruik. Maar toe Jesus die woord spreek, toe hy die opdrag gee, het daai liggaam onmiddellik lewendig geword en Lazarus het uit die graf uitgestap. Vriende, die God wat ons aanbid, is almagtig. Die heelal gehoorsaam hom onmiddellik wanneer hy praat. En dit bring ons dan by die 4de punt. Nou as 'n mens hier begin praat oor Jesus se glorie en die feit dat ons hom moet kies en in hom moet glo en hom moet vertrou, dan sal weer 'n paar vrae wat 'n mens begin oor nadink as jy deur hierdie gedeelte lees. Die eerste ene wat 'n mens begin vra, en hier begin ons nou regtig diep delf in die teologie van hierdie gedeelte, is soos volg. As 'n mens in ag neem, vriende, dat daar 5 pilaargange om hierdie bad was, en daar was so baie mense gewees wat almal siek was en swaar getrek het, wat in afwagting verkeer het vir hierdie water om hulle geleentheid te kry om in te gaan, kan 'n mens nie anders as om jouself te wil afvra, maar hoekom het Jesus juis hierdie spesifieke persoon gekies nie? Hoekom het hy daai man gekies? Hoekom nie enige van die ander nie? En is eers hier waar ons onsself moet sê, ons weet nie. Daar word nie vir ons 'n antwoord gegee nie. Was dit dalk omdat hy al so lank daar was? Was dit dalk omdat hy al die persoon is wat die langste daar gelê het? Want onthou, hy moes agter begin het en homself vorentoe gewerk het tot voor en nou kry hy nie sy kans nie. So hy lê dalk al die langste daar van almal teenwoordig. Is dit dalk die rede? Ons weet nie. Al ons hierdie vraag kan antwoord, vriende, is deur te sê, dit het God se plan en Jesus se bediening so behaag, om op daardie dag, in daardie oomblik, en op daardie plek, met daardie man en sy swaar omstandighede paaie te kruis. Net soos wat dit op dieselfde wyse gebeur het, waar Jesus die vrou by die put tegemoet gegaan het, toe sy water kom haal het, en presies dieselfde wyse soos wat die Here Jesus Christus die regeringsamptenaar tegemoet gegaan het wie 'n siek kind by die huis gehad het. Ons weet nie hoekom het hy hierdie persone uitgekies. Al wat ons mekaar kan sê is, dit het God so behaag, dat dit so moes gebeur. Tweedens, kan ons onsself vra, maar hoekom alleenlik hierdie man? Hoekom het die Here nie sommer almal daar, wat daar gelê het, tegelykertyd gesond gemaak nie? Nou hier, vriende, help die teks, maar ook die evangelies vir ons in geheel om 'n antwoord te kry. Ons moet onthou,
Ons lees, daar was 'n klomp mense wat daar gelê het. En baie van hulle het ook versorgers gehad wat na hulle gekyk het. Nou dink net vir julleself, wat sou gebeur het as dit moes uitkom? Hier's 'n alternatiewe genesingsmetode behalwe die bad. Dink net vir julleself, wat sou gebeur het daar as almal tot die besef gekom het, maar hier's 'n geneesheer tussen ons? Ek dink dit sou chaos wees. Ek dink almal sou Jesus in daai oomblik oorval en sou van hom verwag om ook hulle gesond te maak. En ons moet onthou, ons het dit al vir mekaar in hierdie reeks gesê, Jesus wou nooit bekend staan as die geneesheer. Dit was nie sy claim to fame waarom hy na hierdie aarde toe gekom het nie. Hy het net wonderwerke kom verrig om iets groters te beklemtoon, maar dit was nooit sy motief gewees om aarde toe te kom en as 'n geneesheer of as 'n dokter vir sieklike omstandighede bekend te staan. Dit was nie waarom hy na die aarde toe gekom het nie. Daarom lees ons, het hy stil ingekom, hy het hierdie spesifieke persoon gesond gemaak en hy het onmiddellik stil weer verdwyn. Hy wou nie hê die wêreld moes weet dat hy wonderwerke kan doen nie. So wat was die doel dan? Dis die laaste vraag waarby ons kom en wanneer ons dan weer gaan afsluit. Wat is dan die doel van hierdie genesing? Hoekom het hy hierdie man gesond gemaak? Die antwoord hierop vind ons later in vers 14. Hoor wat staan daar. Daar staan, later kry Jesus hom in die tempel en hy sê vir hom, kyk, jy is nou gesond. Moet dan nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers oor jou kom of met jou gebeur nie. Met ander woorde, vriende, knoop hierdie deel vas. Jesus meld hier teenoor die ou, hy sê vir hom, ek het jou fisies gesond gemaak, sodat jou ook kan help lei na geestelike genesing. Ek het jou siekte oorwin met die doel om jou sonde te oorwin. Ek het jou genees ter wille van jou heiligheid. Sien hierdie heiligheid waaroor jy beskik in jou genesing raak. Sien my wat Jesus die Messias is raak. Glo in my, vertrou in my, begin my volg en draai op so 'n wyse weg vanaf die sondige pad, vanaf jou sondige natuur. Volg my. So die Here het hierdie wonderwerk gebeurtenis laat plaasvind daar en die groter doel was nie net om hierdie moer fisies gesond te maak nie, maar sodat hierdie persoon in Jesus en deur Jesus en verby Jesus die groter prentjie van die koninkryk kon raak sien. Want dit is waarom Christus na hierdie wêreld toe gekom het, om die ewige koninkryk wat wag vir elke gelowige te kom verkondig. En hy genees hierdie man om vir hom daardeur na die ewigheid te wys. Soos wat ek jou fisies genees het, sal ek jou ook eendag geestelik ten volle tot in alle ewigheid genees, mits jy in my glo, mits jy my vertrou en my volg. Dis waarom die Here hierdie wonderwerk verrig het. Ek sluit af. Hoekom het die Here, en dis nou maar 'n vraag waarby ek self bietjie oor gesit en dink het. Die bad was 'n plek waar genesing klaarblyklik plaasgevind het. Hoekom kies die Here om die wonderwerk reg langs die bad te laat plaasvind? Hoekom doen hy dit reg langs die bad? En daarmee saam begin ek dink, ons kan nie hierdie verlamde man kwaadlik neem omdat hy nie geweet het wie Jesus is nie. Ek meen, Jesus het onverwags, onbekend, net daar by hom omgekom, om gesond gemaak en verdwyn. Ons kan nie hierdie persoon kwaadlik neem dat hy nie geweet het wie Jesus is nie. So mens kan hom ook nie kwaadlik neem dat hy in daai oomblik sy enigste vorm of weg na genesing en beterskap net in die water gesien het. Dit is waar sy geloof en sy vertroue en sy hoop, alles was net gefokus op daai bad. Ons kan hom nie kwaadlik neem dat hy dit nie in Christus gesien het nie, want hy het nie geweet wie Jesus is nie. Hy het nie geweet wie is die persoon wat by hom kom kniel en hom vra wil hy gesond word nie. Dan kan ek en jy
dieselfde sê. Kan ek en jy, wetend wie die Here Jesus Christus is, dieselfde argument voer as hierdie man? Kom sê ek dit? Kom vra ek hierdie vraag? Kom ek by die punt? Dit gebeur te veel in ons mensdom, vriende, dat in plaas daarvan dat ons tot die besef kom dat die Here die enigste een is wat ons kan verlos, wat vir ons beterskap en genesing kan bied, daar's te veel van ons wat dit soek op ander plekke en op ander maniere. Ons staar onsself vas en dink geld gaan ons lewe beter maak. Ons staar onsself vas en dink eiendom gaan dit beter maak. Ons staar onsself vas en dink al daai verkeerde plesiertjies wat ons so geniet, dit gaan ons lewe verbeter en vir ons omstandighede lekkerder maak. Ons gaan baie keer of per ongeluk of aspres en ons kies iets anderste wat ons dink vir ons meer gaan help en meer gelukkig gaan maak as die Here. Hier kom Jesus langs hierdie bad en hy sê, hou op julle geloof plaas en hierdie bonatuurlike mitologie van die bad. Plaas eerder julle geloof en julle vertroue in my. Ek is die God, die almagtige God van die hemel en die aarde. Ek is die God wat alles weet. Ek is die God wat die opdrag gee en die heelal gehoorsaam my. Volg my, gehoorsaam my, plaas jou vertroue in my, kom soek jou hulp by my. Nie in aardse verkeerde plekke nie. En dit vat ons terug na Psalm 121 toe waarmee ons begin het vanoggend met die foto. Waar die psalmdigter dit baie duidelik maak, moenie vaskyk teen die berge nie. In die Bybelse tyd was geglo, die mitologie, die gode het in die grotte en in die skeure gebly in die berge. En die mense het baie keer uitgeroep na hierdie grotte en skeure en afgode om hulle tog net by te staan om omstandighede te verbeter. Psalm 121 sluit so mooi aan, wanneer die pelgrim sê, kyk hoër as die berge. Kyk hoër as die mitologie. Kyk hoër en verder as al die aardse dinge wat jy dink vir jou gaan beterskap bring. Sien die God van die heelal raak. Hy is die enigste een wat jou kan bystaan, wat jou kan help, wat jou kan red. Want hy slaap nooit nie. In die dag beskerm hy jou, in die nag waak hy oor jou. Hy is altyd by jou, met jou. Amen. Here, wat 'n kragtige gedeelte is hierdie nie, wat ons vanoggend kon deurgaan. Tussendeur al die vraagtekens, vrae wat ons nie kan antwoord nie, Here, is die boodskap tog nog so duidelik. 'n Boodskap waarin ons as kinders wat swaar trek in hierdie wêreld styf aan kan vashou. Wetend, dit maak nie saak wat oor ons pad kom nie. Ons het 'n God wat medelee betoon oor ons, wat alles van ons weet, wat almagtig is, wat ons uitnooi om in hom te glo en al ons vertroue in hom te plaas. Ek bid dit oor elkeen wat hier sit vandag. Mag ons wegbeweeg van al daardie aardse dinge wat ons so maklik ons vertroue in wil vind, wat ons glo, wat ons gaan help. Here, want al daai goed plaas ons op die ouene net in nog 'n groter donker put van swaar en lyding en seer. Mag ons alleenlik by U hulp soek. Mag ons alleenlik in U skadu vertoef. Mag ons glo en vertrou. U sal na ons opsien. Seën ons asseblief nie net vandag nie, maar ook in die week wat voorlê. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen.